Impak vir 'n blik op die nuus in jou wêreld. Die Gautengse polisie het gister 5 beweerde ontvoerders vasgetrek nadat hulle op inligting gereageer het in hulle stryd om ontvoeringssyndikaate te staai. Die inhegtenisnemings kom nadat 'n 47-jarige vrou op 17 Junie in Edenvale op pad gimnasium toe ontvoer en haar man geskakel is om R2 miljoen vir haar losprys te betaal. 2 dae later is 'n 44-jarige vrou in Germiston ontvoer. Jaco Mulder, 'n VF+ wetgewerlid in Gauteng en die party se provinsiale leier, sluit aan. Goeiemôre Jaco. Goeiemôre Estie. Hoe diep is hierdie ontvoeringssyndikaat gewortel in Gauteng? Wel, ek dink ons is almal bewus daarvan dat Gauteng eintlik die misdaad mekka van Suid-Afrika is. En die rede waarom ek dit sê is dat 80% van, wel 55% van alle ontvoerings wat in Suid-Afrika plaasvind, vind in Gauteng plaas. 80% daarvan is eintlik meer hierdie tipe van kapingsontvoerings waar mense dan gedwing word om hulle geld te onttrek. Nou in die eerste 3 maande van verjaar, Januarie, Februarie, Maart, het daar reeds 126 ontvoerings plaasgevind in Gauteng uit die 2400 ontvoerings wat plaasgevind het. So dit is eintlik ontsettend hoog. So ons kan eerlikwaar dan met reg sê dat misdaad syndikaate wat ontvoerings betref is baie goed georganiseer in Gauteng. Wat is die modus operandi en wie word geteiken? En uiteraard as ons kyk na die 2 gevalle wat jy nou sopas na verwys het, moes daar goeie intelligensie aan die kant van die syndikaate gewees het. Hulle moet uiteraard weet dat die families of eggenote van die ontvoerde dames dan nou oor kapitaal beskik, oor 'n betaalvermoë. En op 'n of ander manier moet hulle dit weet, met ander woorde of in hulle sakenetwerk of in hulle bankennetwerk of sosiale netwerk moet hulle dan ingegrawe wees om hierdie inligting te weet. Nou ons weet dat die Landbou Kommissie ontsettend goeie werk gedoen het die afgelope tyd. Daar's heelwat senior polisieoffisiere gearresteer ook in die Ekurhuleni Metro. Polisie dan nou veral, en die rede hoekom ek dit nou noem is dat ek dink die vermoë van die polisie om misdaadintelligensie effektief te kon gebruik om hierdie tipe van misdade wat baie gesofistikeerd is te vnuik, was aan bande gelê en nou mate dit stelselmatig ontbloot word en opgetree word, kan die polisie uiteindelik dan toegelaat word om hulle werk te doen. Hoe het gister so 'n operasie ontvou om die ontvoerders vas te trek, Jaco? Maar daar was juis, ek het nou verwys na intelligensie. Suid-Afrika in die algemeen en veral Gauteng het 'n baie ongelukkige geskiedenis wat misdaadintelligensie betref. Baie van hierdie misdaadintelligensie hoofde is al geskort vanweë korrupsie oor tyd en van hulle staan nog onder verhoor. So uiteraard moes die polisie inligting ontvang het vooraf wat gemaak het dat hulle ingegrawe het. Hulle het waarskynlik dan tegnologie gebruik, kameras uiteraard, CCTV-kameras en ander apparaat om hierdie mense dan te kon uitsniffel en hulle voor te lê. Ons sien ook dat buiten die 2 wat in hegtenis geneem het, is daar nog 'n 3 wat verder af in die straat gewag het. So hulle met ander woorde geweet hulle was daar iemand waarskynlik binne in hierdie syndikaat of wat inligting gehad het daaroor, het die polisie ingelig en die polisie kon saam met privaat sekuriteitsmaatskappye en die Ekurhuleni Metro en spesialiseenhede dan saamwerk en dis 'n perfekte voorbeeld van hoe dit behoort te werk. Baie goed dat jy verwys daar na die samewerking wat plaasvind om hierdie syndikaate te staai. Watter proaktiewe strategieë is daar wat die polisie daar kan stel om hierdie ontvoerings te bekamp? Wel, ek verwys weer eens na misdaadintelligensie, uiteraard beriggewers uit die publiek en waar ons vandag dan nou werk in 'n wêreld van tegnologie, hoe sofistikeerde tegnologie te gebruik om misdaad uit te sniffel, maar dan weer eens belangrik, interne korrupsie moet uitgeroei word uit die polisie, uit die metropolisie en uiteraard ook uit ons sekuriteitsmaatskappye. So in die algemeen in kort, korrupsie moet uitgeroei word. Ons sien dit is besig om te gebeur. Nou moet ons ook weet dat hier is net 'n geïsoleerde geval. Ons sal moet kyk hoe lyk die misdaadstatistiek oor die jaar en waar ek self dan nou ook saam met ander kollegas dien op die provinsiale oorsigkomitee vir gemeenskapsveiligheid, sal ons dit fyn monitor
om te kyk of daar dan wel beweging is in hierdie rigting. Dit is Jaco Mulder, 'n 5+ wetgewer lid in Gauteng en die party se provinsiale leier.